Ontmoet saam met ons die Makwes. Die Makwes is 'n onbereikte bevolkingsgroep van ongeveer 30.000 mense in 'n moslimomgewing teen die kus in Noordoos Mosambiek. Kionga is geleë in die noorde van Mosambiek, ongeveer 20 km van die Rovuma rivier wat die grens vorm tussen Tanzanië en Mosambiek. Daar is net 'n paar Makwe dorpies rondom Kionga, waarvan Kirindi en Kiwia die grootste is. Maar waar presies bly die Makwes? Van die Rovuma rivier tot omtrent 80 km suid reg teen die kus is die area waar deur die Makwes bewoon word. Maar kom ons ontmoet die mense. Die Makwes is 'n moslim bevolkingsgroep wat dit baie moeilik maak om die evangelie direk met die mense te deel. Die Makwes is ook hoofsaaklik vissers en hulle eet nie net die vis nie, maar ook seekat en ander seelewe wat hulle van die rotse kan afhaal. Die Makwes is ook landbouers en plant meerendeels cassava en soms mielies. Cassava is 'n wortelplant wat lyk soos 'n patat. Dit word geskil en net so geëet of word gedroog en gemaal om pap te maak. Tipies in die Afrika kultuur is die vrouens verantwoordelik om in die lande te werk en ook hout en water aan te dra. Dit lei daartoe dat die kleindogtertjies baie keer die babas moet oppas in die gesinne, terwyl mamma in die lande werk. Hierdie is net 'n paar voorbeelde en dit is algemeen om hierdie tonele te sien. Kom ons kyk na die omgewing waarbinne die Makwe woon in Kionga. Hierdie is die hoofstraat met straatligte, maar daar is geen elektrisiteit nie. Hierdie is ook 'n tipiese straattoneel. Die huise word van houtpale en modder gebou en met palmblare bedek. Die strate is besonder skoon. Toegang tot basiese onderwys is seker een van die grootste uitdagings in hierdie area. Hierdie skool is afgeneem in November 2010 en bied graad 1 tot graad 3 aan. Dieselfde skool het 'n jaar van tevore so gelyk, maar ook nie al die skole lyk so nie. Hierdie is 2 skole op Kionga self. Een van die groot uitdagings in die area is basiese mediese sorg. Hierdie is die kliniek op die dorp en die verpleër is 'n man wat slegs 18 maande se opleiding ontvang het en deur die regering hier geplaas is. Hy is volledig verantwoordelik vir die hele kliniek en alles wat daar gebeur. Die naaste volledig toegeruste hospitaal is slegs 25 km daarvandaan in Palma, maar 'n uur se ry op 'n diep sandspoorpad met 'n 4x4. Andre en Annemarie is sedert 2006 in Kionga. Die grootste gedeelte van hul werk gaan om verhoudinge te vestig, handhaaf en bou sodat vertroue gewen kan word. Wanneer die geleentheid dan reg is, word die evangelie met die gemeenskap gedeel. Hierdie is die plaaslike gemeente op Kionga wat hoofsaaklik bestaan uit Makondes. Dit is ook een van die bevolkingsgroepe wat grens aan die Makwes. Daar is 'n hele klomp Christene onder hulle en Andre se betrokkenheid by hierdie gemeente fokus op woordverkondiging, disippelskap en algehele verantwoordelikheid vir die gemeente. Andre fokus ook daarop om die plaaslike leiers toe te rus, sodat hulle self leiding kan neem en nie algeheel van Andre afhanklik is nie. Dan is daar so 'n paar gemeentes, 'n uur en 'n half suid van Kionga. Andre besoek hierdie gemeentes ten minste 1 keer 'n maand. Daar is sterk leiding en leierskap nodig in hierdie gemeentes. Andre se rol is om uit te reik na die leiers en hulle te bemoedig en versterk. Richard Stearns, wat tans die president is van World Vision, skryf in die boek The Hole in Our Gospel, dat ons so geneig is om die evangelie met mense te wil deel, dat ons hul fisiese nood heeltemal miskyk. Dit is hier dat die Tiaard se holistiese benadering volg om die gemeenskap te bedien en te bereik. Hier is Andre besig om die boere te help om die cassava wat hulle geplant en geoes het, na hulle huise aan te ry vir eie gebruik en om te verkoop. As Andre hulle nie sou help nie, sou hulle hierdie cassava agterop fietsse aangery het met die werklike risiko's van olifante en ander wilde diere. Gereelde fisiese hulp lei tot vertrouensverhoudinge.
Andrei help die plaaslike geloofsgemeenskap om 'n hamermeel te bedryf en te onderhou. Cassava is nie regtig 'n voedsame voedselsoort nie. En deur die meele beskikbaar te maak, word die gemeenskap gemotiveer om mielies te plant waarvan meel gemaal kan word. Andrei het die vloer van hierdie skool gegooi en nou is die onderwysers in staat om die skool beter te gebruik. Hy het ook toilette gebou vir 'n ander skool, 6 km buite die dorp, op pad na die Tanzaniese grens. In Andrei se eie woorde: Ek is al 'n geruime tyd besig met een van die mans op ons dorp te praat. Sy naam is Abdallah. Ek het al vir hom een van die Cyber MP3 spelers gegee met die kronologiese Bybelstories van die skepping tot by Jesus Christus op. Hy het dit al 'n sekere paar keer saam met sy vriende deurgeluister en wanneer hy by my huis kom, dan hy gewoonlik baie vra oor dit wat hy gehoor het. Dan probeer ek om vir hom te verduidelik sodat hy dit kan verstaan wat hy gehoor het. En nou die aand is hy weer by my huis en tydens ons gesprek vra ek vir hom: Abdallah, wat is jou gevolgtrekking van al die goeters wat ons nou al deur die jaar gepraat het? Hy sê hy het na alles geluister en tot die gevolgtrekking gekom dat Christene en moslems maar basies dieselfde goeters glo. Hy erken dat daar is iewers 'n klein verskil, maar hy weet nie wat dit is nie. Ek verduidelik toe weer vir hom wat die verskil is en spesifiek op die manier wat ons as Christene glo dat ons gered word en hoe hulle as moslems glo hoe hulle gered word. Sy antwoord is toe dat hy nie al hierdie goeters verstaan nie, omdat hy nie 'n geleerde man is nie, maar ek moet asseblief nie moed verloor en ophou om vir hulle te leer van Jesus en van die Bybel nie. En nou die groot vraag, wat van jou? Wil jy nie daaroor gaan bid, of jy self by hierdie aktiwiteite moet betrokke raak nie? Een van die grootste behoeftes is gebed. Dick Eastman praat van die beginsel Pray on-site with insight. Ja, daar is 'n baie groot behoefte om fisies daar te gaan bid, maar bid ook daar waar jy is. Wanneer ons na hierdie voete kyk, kan ons bid dat hierdie voete geklee sal word met die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede in hierdie area self te verkondig. En dan natuurlik moet die werkers in die veld wees. Jy kan vir Anne-Marie en Andrei finansiëel en ook op ander maniere ondersteun om fisies daar te bly en werk in Kiyonga. Omrede Kiyonga baie afgeleë en baie ver is dit moeilik om produkte daar te kry of herstelwerk te doen. Wonderlike geleenthede vir korttermyn gebed en werkspanne om met jou 4x4 daarheen te ry. Kom bid saam met die teearts. Of toegerus met kundigheid verrig lekker hande arbeid. Alle spanne word met oop arms ontvang. Dis 'n avontuur soos min. Dink net aan die voorreg om betrokke te kan wees by 'n projek waar die evangelie aan 'n totaal onbereikte bevolkingsgroep gedeel kan word. Word deel van die planne van die Here. Gaan bid asseblief ernstig oor hoe jy betrokke kan raak. Jy kan enige inligting by Andrei of Anne-Marie kry of kontak hulle by die e-posse wat hier verskyn. Jy kan ook Dominee Antonie Welman of Andrei direk e-pos. Seën vir jou. Baie dankie vir jou tyd.